op heilige grond nou is, en dalk voel jy nie so nie, en dalk is dit net vir jou 'n lied, maar tog is daar woorde wat sê, U is dit werd, U is waardig en U is heilig. Dat hy wel vir almal betaal het en almal lief het, is daar nie altyd almal wat dit kies nie. En ek bid so vanoggend vir jou, dat jy dit nie net sal verstaan nie, maar dat jy dit ook sal lewe, dat dit vir jou insig sal wees. Dat dit 'n lig vir jou pad sal wees, daar waar jy in duisternis stap. Dat daar waar jy in doodskade wees kom, waar jy so geloof het om jou te lei, dat dit daar jou sal vat soos 'n stroom. Dat daar waar jy partykeer in jou eie oë vaskyk en nie 'n weg sien nie, dat God jou oë sal oopmaak en vir jou 'n weg sal maak. Dat hy vir jou sal wys dat hier kom die kraaie en hier loop die water uit die bodem van die aarde uit. So lief het ek jou, ek sal aan jou voorsien, ek sal jou help. Maar jy moet 'n pad saam met my stap, jy moet verstaan, jy moet die perspektief hê, hoe ek oor jou voel en hoe lief ek jou het. En die groot ding vanoggend is, en as ons hierdie lied nou gaan sing, net 'n gedeelte daarvan wil ek hê, dat jy regtig sal bid en sê, Here, maak oop my oë. Here, maak oop my oë dat ek kan sien, dat ek insig sal hê, dat ek sal kan verstaan, dat ek dit kan begryp, dat ek dit hier in my binneste kan bewaar en kan sê, Here, ek het insig. Die pennie het gedrop vir my, ek verstaan dit. Want die duiwel probeer ons oë verblind. En hy probeer jou in tradisie laat lewe, en hy laat jou nog steeds dalk wette onderhou, en hy sê, hy roep jou, dat jy vanoggend net jou oë sal oopmaak, dat jy 'n ander wêreld sal sien, dat jy 'n ander perspektief sal hê, dat jy sal ervaar wie God is, wat hy vir jou gedoen het, en waarby hy jou intrek om deel te vorm van sy storie. Ek bid jou dit toe, maar as jy dit vanoggend vir jouself kan bid, dat terwyl ons hierdie lied net sing, open my eyes, Here, open my oë. As jou oë oop is, bid dat die Here jou dieper sal vat, dat hy jou meer sal wys, dat hy jou sal vat van heerlikheid tot heerlikheid, van geloof tot geloof, dat hy jou sal vat van vlak tot vlak, en van 'n nuwe stap na 'n nuwe standaard toe. Net so 'n gedeelte van hierdie lied, ek voel dit so in my hart, dat dis 'n gebed wat jy moet bid vanoggend. Open my oë, Here, open my oë, open my hart, Here, dat ek sal sien, dat ek sal verstaan, dat dit 'n beginsel sal wees, dat dit 'n berekende koste sal wees, dat, Here, ek self kan nie meer hierteen stry nie, dis waar. Ek bid dit nou vir jou, terwyl jou oë toe is, jy ken hierdie woorde so goed. As jy die woorde ken, jy bid, dat die Here jou sal oë oopmaak. Net 'n gedeelte, die chorus van hierdie versie, bid dit nou, terwyl ons dit jou toesing in Jesus naam. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Ja, Here, open my oë. Open the eyes of my heart. Maak dit oop, Here. I want to see Ek you. wil U plan sien, Here. I want to see Ek wil U doel sien, Here. Ek wil U roeping sien, Here. Open the eyes of my heart, Lord. Maak my, Here, maak my oë oop.
Terwyl jy net daar staan en jou oë steeds gesluit, bid ek dat jy sal sien God in jou kinders se lewe, dat jy sal sien wat die bekering en die vrugte is van ware bekering, dat jy sal sien wat dit is, wat dit behels en wat die vrug daarvan is as jy hand aan hand met God loop. Ek bid dat jy sal sien dat jy groter werke sal doen. Ek wil bid dat jy sal sien dat wanneer 'n lokale gemeente bymekaar staan en wanneer daar eenheid is, dan sal jy sien, wanneer daar eenheid is tussen jou liggaam, jou siel en jou gees, wanneer daar eenheid in jouself is, dan sê die Here, jy is unstoppable, jy kan beweeg, jy sal sien, jy sal vra, maar jy moet een wees in jouself en met my. Laat dit oordra na jou gesin toe, laat hulle sal kan sien. Laat dit oordra na jou werk toe, dat hulle sal kan sien. Vir hierdie rede het ek gekom, dat die wêreld sal sien, dat julle is my kinders, julle is my seuns en my dogters. Vir hierdie rede het ek gekom, om jou oë oop te maak, dat jy sal sien, dat jy nie blind deur hierdie lewe sal gaan nie, dat jy nie verstrengel deur hierdie lewe sal gaan nie, maar in hierdie oomblik, dat die Here jou oë oop maak. Hy verruim jou hart en hy laat jou meer sien. Hy laat jou meer sien. Want as hy jou alles laat sien, sal jy skrik en nie uithardloop. Maar hy sê, ek laat jou ten dele sien. Ek laat jou sien wat jy moet sien. Ek laat jou sien in hierdie seisoen wat jy moet sien. Dis soos 'n incentive wat iemand vir jou sal gee. En God doen dit elke dag. Hy doen dit daagliks, weekliks, maandeliks. En hy gee vir jou wat jy moet sien. En as jy vanoggend kan sien wat jy moet sien, sal jy so gemotiveer en geïnspireerd wees dat jy met God kan wandel in die tuin. Dat jy kan vra, Here, hoe gaan ons dit saam doen? Here, hoe gaan U my lei om dit te doen? En so waar as wragtig dat die Here jou die strategie en die wysheid en die insig sal gee. Dat selfs wanneer jy val en mislukkings ervaar, dat hy jou uitpluk en sê, dis nie verby nie. Dat die Here jou optel vanoggend en sê, ek wil hand aan hand met jou loop, maar jy ruk die hele tyd my hand los, omdat jy dink jy's nie waardig nie. Miskien is jy nie waardig nie, maar dan verstaan jy nie. En ek wil hê jy moet verstaan, dat dit is die waardigheid van Jesus Christus wat jou waardig maak. Dat is die geregtigheid van Jesus wat jou geregtig maak, en wat jou aanneembaar maak, en ek sien jou, soos wat ek Jesus sien ek in jou. En jy moet dit verstaan, jy moet laat die penny drop, jy moet dit aan jou kind verduidelik, dat hy dit verstaan, jy moet seker maak, jy dit verstaan, want anders gaan jy blindelings deur die lewe, en jy gaan wette volg, en tradisies volg, en jy gaan jouself vastloop op 'n muur, maar God sê, hy maak die paaie vir jou gelyk, loop in my voetspore, loop so naby aan my, dat die stof van my voetspore op jou val. Ek bid dit jou toe vanoggend, dat jy veranderd en dat jy vernuwe, dat die Gees van die Here jou ook sal vul vandag op maniere, dat jy met wysheid en insig hierdie dag en hierdie week en hierdie oomblik sal ingaan, want hy wil en hy's besig om met jou te praat. Ek bid dit jou toe in Jesus naam. Amen en amen. Liewe gemeente, terwyl jy so sit en terwyl ons so aanbid, kom hierdie woorde by my op en ek wil my nie haas nie, maar ek wil met jou iets deel vanoggend wat so besonders is, maar terwyl Vivian so praat en kom hierdie woorde by my op en die woorde wat jy so bekend is, hy sê, jy moet hom ken en jy moet hom bekend maak. Jy moet hom ken en daar's net twee soorte mense in die lewe. Jy ken hom en dan moet jy hom bekend maak. As jy hom nie ken nie, moet jy hom leer ken. En as jy hom ken, kan jy nie help hom bekend te maak nie. Maak dit sin? As jy hom nie ken nie, dan kan jy hom nie bekend maak nie. Maar as jy hom leer ken en hy stort sy liefde in jou hart uit en jy ervaar hoe God jou lei elke dag van jou lewe en jy leer hierdie God ken, dan kan jy nie anders om hom bekend te maak nie. Dan die tweede ding wat by my opkom is, ek het so lelik geskryf, ek kan wragtig nie my skrif lees nie, maar hy sê, jy is of gehelp, of jy moet hulp gee, en dis waar ek by uitkom, jy's ergens in hierdie, jy's of 'n leier of 'n volger, elke dag van jou lewe, party daar moet jy volg,
want ek het dit nodig, party daar moet jy lei, daar's net 2 mense in die lewe, jy volg en jy lei die heel dag, en dan die derde ding is, jy's gehulpe of jy moet hulp gee, en dit is wat by my uitkom, terwyl hy so praat, dis regtig die Here se hand op hierdie gemeente, wat sê, jy is gehulpe of jy moet hulp gee, en ek sê vanoggend vir jou, daar's niks in hierdie lewe beter as om iemand te help nie, dit laat jou nooit teleurstel nie, daar's altyd iets in dit om iemand te help, en terwyl ek daar sit en aan bid, herinner dit myself, hier's iemand in die gemeente vanoggend wat so dringend 'n CV nodig het, maar ek moet sê, as ek daai CV kry, sal ek hom so diep onderby, want hy's so verouderd en hy lyk sleg en hy's nie al die inligting in en is 'n 7 bladsy ding en as hy moet kort en kragtig wees. Ons gee hom vir iemand in die gemeente wat die papiertjie ingevul het en gesê, ek sal julle help met CV's. Ons gee die papiere vir haar, ons gee die foto vir haar en die volgende oggend, binne 12 ure is daar 'n CV van hierdie persoon. Kyk, daai CV en daai foto lyk so mooi, ek wil hom beroep. Weet? Maar ek sê net, daar's iemand wat nie dalk voel, jy kan nie bid nie, of jy kan nie dit nie, maar jy's goed op die komputer en jy kan 'n CV opstel. En dit vat jou 'n paar minute, weet en dit help. Is jy alright? Okay, nee, ek dog jy wil iets sê. Okay, maar, okay mense, julle moet reg sit, hier's 'n fantastiese boodskap, jy moet verstaan. Ons is 'n week voor Paasnaweek, Vrydag 9uur het ons 'n Paaskruisdiens en Sondagoggend het ons 9uur die opstaan, grootste naweek van ons geskiedenis, die opleef, noem ons Palm Sondag, weet, en hoe Jesus hierdie week veroordeel is, en hoe hy voor die Pilatus verskyn het, hoe hulle hom geslaan het, hoe hulle hom letterlik veroordeel het, hoe hulle hom tot op die kruis, Golgotha, geloop het, donderdag, en dan uiteindelik word hy gekruisig, maar vanoggend 'n toeloop daartoe, en ek wil vir jou 2 skrifte, wil ek vir jou lees, een in die Nuwe Testament en een in die Ou Testament, en as ek te vinnig gaan vanoggend, asseblief gaan lees dit na, dit is so kardinaal om te verstaan, as jy hierdie verstaan vanoggend, gaan jou lewe verlig wees, jy gaan verstaan, waaroor gaan die lam, jy gaan verstaan waaroor sing ons, jy gaan verstaan hoekom sing ons, dat hy so waardig is. Die eerste gedeelte is daar so in Johannes 19, hy sê, en dit was die voorbereiding vir die Pasga. Dit was die voorbereiding van die Pasga, en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar die mense skreeu en sê, neem hom weg, en gaan kruisig hom. En die koning, Pilatus, sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die owerpriesters antwoord, en mense, die skrif is so ryk, toe hulle sê daar die owerpriesters, toe verander het letterlik van 'n straf, dit verander van 'n teregstelling na 'n offer toe. Want 'n koning kon nie 'n offer aan die God van die gode gee nie. Net 'n priester kon 'n offer gee, en die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om geoffer te word, want net 'n priester kan iemand offer, die koning kan dit nie doen nie, en is so voorberei, dis so wat God voorberei het in sy wysheid en insig, en luister na hierdie woorde, en hulle het Jesus geneem, en hulle het hom weggelei, hy het weggeloop op die pad na die kruis toe. Dan wil ek net klem lê op vers 17, hy sê, en hy het sy kruis gedra, en hy het uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, wat in Hebreëus genoem word Golgotha, waar hulle hom daar gekruisig het. Johannes 19, en ek wil nou vir jou lees, 'n baie bekende gedeelte, wat ek hierdie week vir die Here vra, wys my die openbaring, wys vir my, maak my ryker, dat ek kan sien. En asseblief mense, bly net gou vir 'n oomblik by, ek vat julle na Genesis 22 toe. Hy sê, toe spreek Abraham en Isak, Abraham gaan nou sy seun offer, en Abraham, toe spreek Isak, wag net so 'n bietjie, ekskuus,
waar is ek nou? En Abraham, nee man. OK. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit. En die vuur en die mes het Abraham, as jy die regte vertaling gaan lees, die oorspronklike vertaling in Grieks, sê, en Abraham het die vuur en die mes in sy regterhand geneem. En so het hulle dan twee saam die berg opgeloop. As jy verder lees en sê dat hulle het gevra dat die diensknegte wat hulle gehelp het tot daar, dat hulle moet agterbly, want ons gaan nou twee saam. Ek en my vader en die seun gaan nou saam na die berg toe oploop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader. As 'n koneksie tussen hierdie en hulle begin te praat en hy antwoord en sê, hier is ek, my seun. En Isak sê, hier is die vuur en die hout. U het die hout op my gesit, ek dra die hout. Ek weet nie hoeveel hout dra jy, as jy môre aand gisterand en Vrydag aand gebraai het nie. Hoeveel hout gebruik jy? Hoeveel hout gebruik mens om 'n offer, hoeveel hout moes gedra word? Dit was op sy rug gesit, moes hy die hout dra en in sy hande, moes hy hierdie hout dra, Isak. Hy sê, hier is die hout, en ek sien die mes en die vuur in jou regterhand. Maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord en sê, my seun, God sal vir homself 'n lam vir 'n brandoffer voorsien. En so het die vader en die seun, hulle twee, het dan saam geloop. Mense, 'n fantastiese gedeelte, die Ou Testament en Nuwe Testament, en asseblief bly net gou so 'n bietjie by. Ek gaan jou probeer byhou, maar mense, ons moet perspektief kry oor wat die kruis vir ons beteken. Wat is die perspektief daarvan? En toe ek hierdie week dink aan perspektief, jy weet, om perspektief te kan hê, beteken letterlik van watse angle kyk ek, van watse hoek af kyk ek. Hulle praat in Engels the point of view. Van watter hoek af kyk ek om perspektief te kan kry? Van watter rigting af? Gister is ek daar by die rugby game van Kry en Outeniqua en hulle druk 'n 3 en ek skree, dis 'n 3, maar my perspektief was, hulle was toe nou net op die kwartlyn gewees, nie op die doellyn nie. Want ek het bietjie ver weggestaan, hè? Luister gou na hierdie woorde, jou angle bepaal jou perspektief, van watter angle af jy kyk bepaal jou perspektief, en jou perspektief bepaal jou uitkoms en jou sukses. Die manier hoe ek na goed kyk gaan bepaal die uitkoms van jou lewe. Check gou hierso. Vang julle hom. Die angle van waar ek kyk bepaal die uitweg van my lewe en die sukses van my lewe. Check gou hierdie ene. Kyk hierdie mooi sunrise. Maar kom ek gee julle perspektief. Twee muurtjies, weet wat, kyk, en hier is die perspektief, nee. Hier is nou 'n paar wat dit bietjie laat vang, weet, maar daar is plek vir jou, Elke keer as ons kom by Paasnaweek, elke keer as ons kom by hierdie naweek, en ek dink aan die rykdom en die volheid en die betekenis en die perspektief van Paasnaweek, dan het ek en jy dalk die gewoonte altyd om dit te sien in my perspektief. Hoe ons dit sien, want dit is die heiligste week wat jy gaan kry in die geskiedenis van ons hele wêreld. En hierdie week voor Kersfees, en ons moet dink oor wat het Jesus gedoen, en
Hoor hierso, ons gaan dit vier in Paasfees, ons gaan die oorsprong van ons geloof gaan ons vier en ons wil kyk of ons perspektief kan kry in onsself wie Jesus Christus is en wat hy gedoen het en hoekom het hy dit gedoen en hoe het hy dit gedoen, maar al daardie goeters sal jy kom en agterkom en sê, maar hy is die redder van ons lewens, hy is hoor hierso die advokaat van, hy is die môre ster, hy is die lelie van die veld, hy is ons advokaat, hy is ons skuld, hy is ons vergifnis, hy is die fees van die weke, hy is die week van die feeste, hy is ons prins van vrede, hy is die seun van God, hy is die wonderwerker, hy is die lam van God, en so kan ons aangaan, want dit gaan die konklusie wees, hy is. En as ek as ontvanger van hierdie genade en hierdie goedheid van my perspektief af na hierdie kruis kyk, dan is my perspektief altyd om op te kyk na Golgotha toe. Ek kyk op na Golgotha toe en die bloed vloei van Golgotha af op my en dit val op my en ek is opgeneem in hierdie perspektief van hoe hy gesterf het en hoe hy almal aanvaar in liefde en genade. Hy het almal lief. Hy het vir almal gesterf. Hy het vir die moordenaar gesterf. Hy het vir my gesterf. Hy het vir die prostituut op Victoria Strate gesterf. Hy het vir die drug addict gesterf. Hy het vir die drug dealer gesterf. Hy het vir die leenaar gesterf. Hy het vir almal gesterf. Of jy nou daai liefde wil ontvang of nie, hy het dit vir jou aangebied en die bloed drup. En soos ek hom aanskou, en soos ek opkyk, is ek verwonderd in sy heerlikheid, en dan sê die skrif, hy is vol van heerlikheid en krag, en ek is verwonderd daaroor, en ek het hierdie perspektief van wie God is. En dis 'n goeie perspektief hierdie, want jou perspektief bepaal jou uitkoms, hoe jy kyk na dinge. En dan sien ek in die Bybel ook, daar's 'n klomp ander goeters wat, dan is daar 'n duiwel wat onmin saai, en daar's 'n duiwel wat geweld saai, en daar's 'n duiwel wat chaos saai, en daar's 'n duiwel wat los is, en elke keer as ek in die Bybel kyk, dan sien ek letterlik dat elke keer, dan is daar ook 'n ander perspektief, wat sê, maar binne in daardie chaos, dan sien ek Jesus Christus, binne in daai chaos. Ek sien chaos, ek sien moeilikheid, maar as jy van hierdie kant af kyk, dan sien ek, hoorie, maar binne in daai chaos sien ek Jesus Christus. En dit is vir ons so duidelik in die eerste aanskouing van wie Jesus Christus is. En jy kan daaroor kom praat, maar hy sê in Genesis 1 vers 1, dis binne in die chaos. Die aarde is woes en leeg en daar heers duisternis oor die aarde, maar die gees van God sweef oor die aarde, en ek wil vanoggend vir jou sê dat God kan beweeg in chaos. God kan beweeg in verwarring. God kan beweeg in onsekerheid. God kan beweeg in hindernisse. Hy's nie beperk tot chaos nie. Hy bly die God. En vanoggend toe ek opstaan te kom, hierdie woorde net weer by my op en sê, vir baie van ons wil ons hoor, dat ons moet wag op die perfekte tyd, ons moet wag dat ons almal konsensus kry. Hierdie kerke, ons kan baie koffie drink, kom ons hou 'n meeting, ons drink koffie, hou 'n meeting en ons wil hê alles moet vredevol wees, en alles moet uitwerk, en ek moet op my gemak wees, en ek moet voel ek is gesond, en dan gaan die Here iets groots doen in my lewe. Nee. God sê ten spyte van okkulte, God sê ten spyte van haat en chaos, bly ek God. Hy sê ten spyte van wanorde, is ek steeds sterk en almagtig. Al voel jy nie goed nie, ek bly sterk en almagtig. Al is jy letterlik leeg en jy is vol van bekommernisse, dan bly ek God en almagtig. Al is daar onduidelikheid en besorgdheid, ek bly God, hy is steeds God, die God van pes en siektes. Al verloor jy jou werk, ek bly God, ek is sterk en ek is almagtig, en
En elkeen wat hierdie genade al eers in jou lewe ontvang het in 'n sang, en 'n aanbidding, en 'n tyd van afsondering, en in sy teenwoordigheid, wat al ooit hierdie goedheid en sy teenwoordigheid beleef het, en verwondering staan oor hoe hierdie golf van waarheid en liefde nou net deur my spoel. Ek het 'n pastoor gehad wat 'n mentor is, pastoor Ronnie Barnard, en dan sê hy altyd vir my, as jy hierdie goed proe, as jy dit proe, hoe kan jy teruggaan? Hoe kan jy nie in verwondering staan as jy dit eers beleef het nie, hoe hy jou versterk het, hoe hy jou verkoop het nie. En as jy nie daai perspektief het nie, dan word jy opgevreet. Soos my klein dogtertjie eendag gesê het, Psalm 23, die Here is my herder en ek sal niks ontbreek nie. En sy het gesê, die Here is my herder en niks sal my opvreet nie. Jy sien, anders gaan iets jou opvreet. So, hier is my perspektief, en ene mense, jy moet bybly, want jy gaan my na die tyd e-mail en sê, wat sou dwaalleer verkondig jy? Jy moet nou bybly en sê, hier is my perspektief van die kruis. As ek opkyk na die kruis, weet julle wat sien ek? Ek sien verhouding, ek sien goedheid, ek sien versorging, ek sien guns, en ek sien genade, en ek sien 'n liefdevolle God. Dis my perspektief. Maar as ek omdraai en ek kyk na God se perspektief af, weet julle wat sien ek? Ek sien 'n opoffering en ek sien transaksie. Ja, daai transaksies in liefde gedoen, maar ek sien transaksie. Kom net eers, laat ons die waarheid praat met mekaar. Ek sien transaksie. Weet jy wie die woord redemption, die woordjie verlossing, beteken letterlik transaksie. Verlossing beteken transaksie. Redemption beteken om iets te koop of om iets terug te koop. Redemption beteken om iets terug te koop wat verlore was. Redemption beteken earning something back that was lost. Ek sien verhouding, God sien van sy perspektief, sien hy transaksie, iets moes betaal word. Daarom sê die Engelse mense, he paid a ransom to redeem us. He paid a ransom to redeem us. Dis baie mooi gestel. Weet julle wat beteken ransom? Ransom beteken letterlik 'n losprys. Ons ken daai woordjie, maar dit klink so los, nê? Is nie lekker nie. Ransom beteken ek moet mooier begin skryf. Beteken, kom ek gee vir julle die enetjie wat ek van hou, ontvoeringsgeld. Dis wat ransom beteken, ontvoeringsgeld. Kom ons sit hom by mekaar. Hy het my ontvoeringsgeld betaal, sodat hy my kan terugneem. Hy het my ontvoeringsgeld betaal, sodat hy 'n transaksie kan doen wat legal is, sodat hy my kan terugkry, sodat hy my kan verlos. Jy's nie gekoop deur silwer en goud, jy's gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. So elke liewe bloeddruppel wat geval het van Jesus se liggaam af, was 'n down payment, was 'n betaling, was 'n transaksie. Elke druppel bloed was gewees geld wat betaal is. Wat hy gegee het en gesê het, elke druppel bloed, om jou te verlos van slawerny en gevangenis, om jou te bring van gebrokenheid na vryheid toe, om jou te bring van slawerny na losgekoop, van sonde na letterlik vergifnis toe. En hierdie prys is betaal, dat ek verlos kan word van die vloek van die wet. Ek dink daaraan hierdie week, terwyl hy praat van ons is losgekoop van die vloek van die wet, dan sien ons, dis die transaksies van die begin, in die middel, in die einde, dit is die hele Bybel vol. Adam, dan doen hy sonde, dan kom God in die koel van die dag, dan soek hy vir Adam, dan kruip Adam weg en sê, ek bedek my met 'n klomp vyeblare. Hy probeer iets fix, wat hy nie kan fix nie. Hy probeer letterlik, hy probeer toe te maak, hy probeer te bedek, hy probeer reg te maak, wat God sê, bly jy nou eers 'n bietjie weggesteek. Ek moet nou iets doen om dit te fix. En weet julle wat doen God? Hy vat 'n dier.
En dan maak hy 'n ooreenkoms met hierdie dier, en hy sê, ek moet jou lewe vat. Ek moet hierdie dier se lewe vat. Dan moet ek jou lewe vir hierdie een gee wat sou doodgaan. En ons noem dit letterlik 'n plaasvervanging. Sodat jy nie doodgaan nie, maar dat die dier doodgaan, dat jy verlos kan wees, dat jy vry kan wees, en dat jy weer die vermoë kan hê om saam met my te loop in die tuin. Dis nie jou geregtigheid nie, maar dis die dier se geregtigheid. Adam kry die dier se geregtigheid. Mense, daai dier het niks gedoen nie, hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy was onskuldig geweest, die dier, die bok, die lam, die wat ook al. En dan, hoekom? Sodat Adam uit sy wegkruipplek kan kom, sodat Adam hom weer kan vertoon aan God. Hy vat sy skuld weg en hy bring hom uit gevangenis uit. Hoor gou hierso, en Adam is ontvoer, maar die dier het betaal. Die dier het sy ontvoeringsgeld betaal. Adam is verlos deur die ontvoeringsgeld as gevolg van die transaksie wat gebeur het. Iets is betaal. En dan sê die skrif in Efesiërs, ons is weggevoer, ons is ontvoer deur ons vleeslike begeertes en ons sondes, nê? Ons is ontvoer, weggedwaal. En dan, ja, ek wil nou nie my storie vooruit gaan nie, maar hoe hy ons as losprys, hy betaal ons ontvoeringsgeld. Maar terug net na die konteks hier, so, hy sê, ek kan nie help om te dink aan die paradys nie, en eers in die tuin, die paradys, en dan is hierdie groot boom, en dan hierdie boom se naam is die boom van kennis van goed en kwaad. En as ek dink aan 'n boom, waaraan dink jy? Ek dink aan hout. Ek sien hout. En dan lees ek hierdie skrif en dan sien ek, hoor jy toe, Noag en daardie volk het so ver verwyder dat hulle is ontvoer. En dan maak God 'n boot, laat 'n boot bou. Waarvan is 'n boot? 'n ark is gemaak van hout. Ek sien hout en dan vat dit my terug na die tabernakel, die ark, die manifesterende teenwoordigheid van God in hierdie ark. Hy is gemaak van hout. En ek sê, Here, ek sien die hout en dit is my tema vir oggend. Here, ek sien die hout. Ek sien die hout en hier is soveel konteks in hierdie Ou Testament, is tussen wat met Abraham en Isak gebeur het, is wat gebeur het tussen God en Jesus Christus. En mense, bly net gou by, want dit gaan vir jou wonderlike insig gee. Hierdie week en hierdie naweek wat kom. En hier is Abraham se stem. En hulle sê, ons albei gaan saam op na die berg toe. Die Bybel sê, toe Jesus opgaan na die kruis, het die aarde vir 3 ure duisternis geword. Dis ons perspektief hierdie. Ons kyk op en sê, daar was 'n 3 ure duisternis gewees. Nêrens in die skrif praat dit daarvan, wat het God en Jesus in daardie oomblik gedoen? Ek weet, dat God is 'n lewende God en ons sal nooit daai perspektief hier op aarde hê nie, maar ek is oortuig daarvan dat God met Jesus gepraat en gesê, onthou dis die plan, ek weet, dis seer, ek is by jou en ergens op 'n stadium moet ek jou verlaat en dan sê Jesus, asseblief moet my nie verlaat nie, my God, maar in daai 3 ure is God saam met hom en ons herinner mekaar aan 'n ooreenkoms wat ons gemaak het en hierso, ek wonder wat is die perspektief as ons moet afkyk en ek wil nou nie daaroor praat nie, maar kom ons kyk na Genesis 22. Abraham en Isak, hulle stap saam, hulle so saam, stap hulle op in die berg en Isak praat met sy vader, hy gesels met sy vader en hy sê, Vader, en dan sê die vader vir hom, hier is ek my seun. Die vader openbaar hom met ander woorde aan sy seun en ja mense, dis ons hele kerk, ons wil God sien. Ons wil hê God moet 'n werklikheid word in ons midde. En dit is so asof die Here met ons praat en sê, God openbaar homself aan sy seun, hy openbaar homself aan die wêreld, hy openbaar homself aan gelowiges. En mense, party mense gaan nooit ooit God sien nie.
Want jy weet, God moet geopenbaar word. God kan nie verduidelik word nie. Hy moet geopenbaar word. Jy kan nie God dien op die troon van jou intellek nie. Dis 'n geloofsding. Jy moet dit kan glo. Bruce Allen het ons geleer to imagine die geloof. Jy moet dit imagine, jy moet dit soek, want God wil homself openbaar in sy seun. Daarom sê hy, klop, dat ek vir jou kan oopmaak. Klop, soek dat jy kan vind. Vra, dan gaan ek vir jou gee. Maar as jy nie soekend is nie, gaan God homself nie openbaar aan jou nie. Hier's 'n waarskuwing, hier's 'n groei, en ons as gemeente wil hoër gaan, dieper gaan, en daarom sê die skrif in Johannes, en sê ons as gelowiges moet wees soos bestormers, en ons moet die koninkryk van God moet ons gryp met geweld, dan sê hy ons moet aggressief raak oor hierdie soeke. Dan roep Isak uit, Vader, Vader. En dan antwoord die Vader en sê, hier is ek, en is so amazing dinamika wat hier aangaan. En jy kan self gaan lees, vers 4, dan sê God vir Abraham, gaan na 'n berg toe, jy moet gaan offer. En dis 'n 3-dag reis, 3-dag reis. 3-dag reis, die Bybel sê 3 dae. 3 dae het Abraham geloop. Maar hy kon nie die plek sien waartoe hy moet gaan nie. Dan sê die skrif in vers 4, en toe op die 3de dag, toe sien hy die plek waar hy moet offer. Dit is my so amazing. Maar jy sien vir jou eie lewe, jy sien nie die plek nie. Die plek is nie vir jou bekend nie. Totdat jy saam met God begin loop. Dan raak die plek vir jou bekend. Dis die plek waar ek moet wees. Jou oë gaan oop en sê, dis die rede, ek kan nou sien, ek kan nou rede, ek het nou beteken, ek sien die perspektief. Jy mense, dit laat my lei na, party openbarings, gaan die Here net van ons weerhou, want die tyd is nie nou reg nie. Jy moet 'n bietjie saam met hom loop, jy moet op grondpaaie loop, jy moet op teerpaaie saam met hom loop. Jy moet bietjie singpaaie saam met hom loop, maar die openbaring kom wanneer jy saam met hom loop. En soos Abraham die berg opgegaan het, is God besig om te dupliseer wat in Johannes 19 gaan gebeur. Dan sê hy vir hom, diensknegte, bly hier agter. Abraham sê vir die diensknegte, bly hier agter. Want wat? Hierdie saak is nou tussen my en my seun. Hierdie saak wat ons nou gaan doen, is 'n saak tussen my en my seun. Tussen die Vader en die Seun. En dan mense, ek kan hierop uitbrei, maar in hierdie konteks, dan sê hy, ons sluit 'n verbond in. En weet julle wat kom by my op hierdie week? Baie van ons wil so graag 'n vader hê. Sê, help my reg te lewe. Ons baie soek 'n vader. En die Here praat met my en sê, maar weet jy hoe om 'n seun te wees? Weet jy hoe om 'n seun, want God weet hoe om 'n vader te wees. Maar weet jy hoe om 'n seun te wees? Vaders, is dit 'n great manne aand nou die aand gehad, maar vaders, hoorie, die skrif sê, en hy het vroeg daardie môre sy seun wakker gemaak, sê, kom, ons gaan offer, kom, loop saam. Weet jy wat sou die ma gedoen het? Ag, shame, los hom, laat hy nog 'n bietjie lê. Shame, het julle kos ingepak? Hey, vaders, wees 'n vader. Weet jy hoe om 'n vader te wees? En dan in hierdie konteks van onsself, weet ons hoe om seuns te wees en sê, ag pa, laat my, ek wil nog 'n bietjie lê, snoes hom, ek wil nie meer saam gaan nie. Die seun staan op en hy loop saam. Sit die hout bo op die seun neer. Beide hierdie skrifte lees en hulle loop saam. Daar's 'n vertrouensverhouding, daar's ietsie wat die vader moet doen en daar's iets wat die seun moet doen. Hulle loop saam. Dit is so 'n skadubeeld. Die skrif sê dis 'n skadubeeld van wat kom.
En dit wat Jesus gedoen het, doen hy in gehoorsaamheid. Ekskuus, ek het hier iets geskryf wat so belangrik is, in die konteks van die Ou Testament, skryf ek hier, die gehoorsaamheid van die seun, het die uitkoms en die sukses van die Vader bepaal. Die gehoorsaamheid van die seun, het die uitkoms en die sukses van die Vader bepaal. Want die seun het geweet om 'n seun te wees. Weet ons hoe om seuns, dogters te wees. Want God weet hoe om God te wees en Vader te wees. Maar hulle sluit hierdie ooreenkoms. Mense, want 'n ooreenkoms, of eerder, daar kan nie 'n verbond wees sonder 'n ooreenkoms, en hulle sluit hierdie, daar's so 'n ooreenkoms, die Vader en die Seun. Jy weet, mense, ek hoop my tyd haal my nou nie in nie, maar weet jy wat sê hierdie ooreenkoms? Hierdie ooreenkoms sê in plain Afrikaanse woorde, Afrikaans, 'n ooreenkoms wat sê, trust my. Vertrou my, want ek gaan jou deur goed vat. Trust my, want dit gaan vir jou lyk asof daar nie 'n uitkoms is nie. Dink nou aan Isak se storie. Dink aan Jesus se storie. Maar jy moet my vertrou. Jy moet my trust. As ons al hierdie goed gaan saamvat, dan gaan jy sien, dit alles werk ten goeie mee. En toe Abraham op die berg kom, dan sê die Bybel, het hy vir die seun die hout gegee. Hy het die hout op hom gesit. Dan sê die seun, Vader, ek sien die hout. Vader, ek voel die gewig van die hout. Dit skaaf my soos ek oploop. Dink weer, hoe braai jy Vrydae-aande? Met 3 stukkies hout of met 4 sakke hout? En hy dra hierdie hout en dit skaaf hom op sy rug. En is in sy hande en hy dra swaar en hy sê, Here, Vader, ek sien die hout. U het die gewig op my gesit. U het die hout op my gesit. U het die hout op my gesit van die boom wat ek nie afgekap het nie. U het dit op my gelê. U lê op my die ongeregtigheid van hierdie wêreldse sonde. Vader, ek sien die hout, ek sien die hout. En dan sê die skrif, dan sê die seun, maar ek sien ook die mes in jou regterhand. Nou mense, dit is so interessant wat hy sê, 'n mes in die Vader se regterhand. Die vaders het die kinders, die vaders het die seuns besny. Die vaders, dit was hulle werk gewees, dit was hulle roeping gewees. En weet jy wat? As ek moes besny word, sal ek niemand anders trust as my pa nie. As ek iemand trust, as ek bang oor hy maak my dalk seer, of hy sny iets anders, hy pouk my dalk of. Maar ek weet, my pa het my lief. My pa het my lief, my Vader het my lief, maar hy het die mes in sy regterhand. Want hy gaan hom nie steek en wond nie, hy het hom lief. So mense, die Vader het die mes in sy regterhand en die hout is in die hande van die seun. En ek sien hoe Isak die hout dra, en ek sien hoe Jesus die kruis dra. En die hout is swaar, en die hout is ongemaklik, en die hout skuur op hierdie liggaam. En hy doen dit nie net vir 'n sekere groep nie, hy doen dit vir almal, elke volk en elke nasie en elke kultuur, dra hy hierdie hout. Hy dra ons, dat ons hartseer en ons pyn en ons sonde en ons ongeregtigheid, en hy doen 'n ransom, hy doen 'n transaksie, hy betaal jou ontvoeringsgeld, 'n transaksie wat legal is, wat afgehandel is. Laasweek gaan koop ek 'n klomp sementsakke daar by Build-It, en dan betaal jy by die til, dan gee hulle vir jou so 'n stupid klein papiertjie. Dan moet jy met daai stupid klein papiertjie omloop en sê, lie. Want jy kan, is jou reg, lie.
transaksie is gemaak. Baie van ons loop met hierdie transaksiepapiertjie bewys, hierdie spyt voor, en ons loop nooit om en gaan haal wat aan jou behoort nie. Vader, ek sien die hout, Dis 'n skaduwee van die Ou Testament. Ek sien die hout, en is swaar. Maar waar is die lam, sê Isak. Ek dra swaar, die pad is ver en hierdie berg is steil. Ek sien die hout, ek voel die hout, maar waar is die lam? Jesus sê vir sy Vader, as dit U wil is, laat hierdie kruishout by my verbygaan. Maar nog steeds nie my wil nie, maar U wil. Jy sien, hier is weer die ooreenkoms, ons het mos 'n ooreenkoms, verbondstaal tussen die Vader en die Seun, dat ek wens ons gaan na die Paasfees gaan ons daarop ingaan en sê, dis jou erfdeel, jy erf in hom, alles wat afloop van hom af is joune ook. Maar vanoggend net om af te sluit, Here, ek sien die hout. Vader, ek sien die hout, en aan jou is nie geopenbaar hoe jy goed moet doen nie. Aan jou is dit nie geopenbaar nie. Maar ek sien die hout. En dit beteken geestelik vir my hierdie week, dat ek kyk na dit wat tasbaar en sigbaar is in my lewe. Ek sien die hout. Ek sien die hout. Maar ek sien nie die lam nie. Ek sien die hout, maar ek sien nie die lam nie. Ek sien die hout, maar ek sien nie 'n oplossing nie. Ek sien die hout, ek sien die situasie, maar daar's nie redding nie. En mense vanoggend, as jy nou die hele tyd deur geslaap het, word nou wakker. Want dit is wat ons gelowiges maak. Dit is wat ons gelowiges maak. Dat ons kan sê, Vader, ek sien die hout. En God sê, moenie worry, moenie jou bekommer vir die goed wat ek jou nie gewys het nie. En God sê, moet jou nie bekommer oor goed wat ek jou nie laat sien het nie. God sê, moet jou nie bekommer, omdat jy hierdie kant van die berg oploop. Moet jou nie bekommer, omdat jy nie sien, dat in dieselfde tyd, die lam aan die agterkant van jou berg besig is om op te loop nie. Party goed is net nie nou vir jou om te sien nie. En daarom sê die Here, ek wil jou vat van geloof tot geloof. Ek wil jou vat van vlakke na volgende vlakke toe. Ek wil jou vat van heerlikheid na heerlikheid toe. Mense, as hy jou nou moet wys, presies wat jy moet doen in hierdie lewe, ek jou sê, die hele kerk is leeg. Want hierdie plan is groot. It's amazing. Maar ons moet dit vat in die oomblik van openbaring. Daar is 'n lam wat oploop. En jy sien dit nie. Wat sê die skrif? Hy sê letterlik, moenie let op die dinge wat jy nie kan sien nie. Maar let op die dinge wat jy, moenie let op die dinge wat jy sien nie, maar let op die dinge wat jy nie kan sien nie, want die dinge wat jy nie kan sien nie is ewig, die goeders wat jy sien is tydelik. Mense, ek is amper klaar, maar jy moet hierdie storie klaar hoor. Isak se storie is jou storie. En dit kom by my hart en hierdie woorde kom op en sê, ek sien die lam nog nie. Dis okay. Ek dra hierdie hout. En mense, ek weet jy wil dit sê, en sê, yes, maar die Here het ons so gekom en hy haal al die laste en hy maak jou lig en hy maak jou vry.
Die skrif sê ook, jy moet jou eie kruis dra. Daar's nie 'n dag sonder pressure nie. Daar's nie 'n dag sonder dat hoor jy so ek nie moet doen wat ek moet doen nie. Here, ek dra hierdie hout. Ek sal hierdie kinders grootmaak, al irriteer hulle nou, want hulle is op 'n tienerstadium, en ek wil nou soos Isak ook hom doodmaak, weet, maar as hy my nie gaan keer nie. Okay, Here, is taaf, is moeilik, hierdie lewe is moeilik. En dan sê hy, letterlik hoor hierso, terwyl jy op is, gaan ek vir jou in Engels 'n scapegoat. Dit is Bybels, gaan kyk dit op, 'n scapegoat beteken, ek gaan vir jou 'n ontvlugtingsbok voorsien. Scapegoat. En ek gaan op hierdie ontvlugtingsbok, gaan ek al jou sonde sit, en ek gaan hom in die woestyn injaag. Dat jy nie vrek nie, maar dat die dier vrek. Jammer vir my taal, maar dis ernstig, dis waaroor dit gaan. Al wat jy moet doen nou is, jy moet die hout dra. God verwag van jou om die hout te dra in hierdie seisoen van jou, dra die hout. God sal maak dat dinge vir jou uitwerk, en hy sal homself aan jou openbaar. Vader, waar's die hout? En dan hy sal jou openbaar. Ek het hier geskryf, inteendeel, kom ons los dit uit, dis 'n ander preek daar, maar, mense, ek gaan afsluit, ek gaan vir jou 'n paar woorde, hoe die Here my hierdie week gelei het net. Take the pressure of the wood. Take the pressure of the wood and shift to a place that I trust God. Trust is die woord hier, trust my. In Genesis moes Isak sy vader trust. In Johannes moet Jesus sy vader trust. Mense, nêrens in die skrif, toe Abraham hierdie mes optel met sy regterhand, lees ons nêrens dat Isak het geskree en gedraai, soos wat my pa my pak gegee het, so in lettergrepe. Het ek nie vir jou gesê nie? Ons sien nêrens dat Isak het 'n oog geknip nie. Mense, julle moet dit hoor. Nêrens het Isak, hy het al gelê. Ek trust my vader. Dat selfs al steek hy my regtig dood, ek sal lewe. Ek sal hier opstaan uit die doodheid dan. Okay, mense, hierte. Maar Job sê, though he slay me, slaak nie daai woorde nie, though he slay me, Job 13 vers 15, yet I will trust him. Al gaan ek dood, ek sal my hoop op hom plaas. Ek weet jy sien die hout, ek weet jy sien die mes, ek weet jy sien die pyn in jou eie lewe, jy voel die gewig. Jy roep uit, Vader, ek sien die hout, maar. En dan om jy af te sluit, en julle gaan my gou moet help daar, maar wacht het gou. Genesis 22 vers 14, dan sê hy, en God het voorsien 'n ram. En dan, en Abraham, luister nou gou, het die plek, hy het nie God genoem, Jehovah Jireh nie. Hy het die plek genoem, God sal voorsien. Ja, God is Jehovah, maar in hierdie konteks noem hy die plek Jehovah Jireh. En hier is vir jou ietsie om huis toe te vat vandag. Moet ek gaan na die berg Moria toe om die God van voorsiening te ervaar? Moet ek na die heuwel van Golgotha vlieg om God se voornee? Die plek waar God vir jou sal voorsien, is die plek waar jy hom trust. Ek sal vir jou voorsien in die plek waar jy my trust. Of dit in jou kar is, en of dit by die huis is, of dit in die rye van jou spar inkopies is. Ek sal jou ontmoet in die plek waar jy my vertrou.
Mense, hier is die storie van 'n Abraham en 'n Isak en 'n Jesus en 'n Vader. En tussen die storie deur kan ek myself vereenselwig met Isak. Ek is 'n vader wat ook 'n pa is en sê, is ek die pa en die vader wat ek moet wees? Maar ek is ook 'n seun en weet ek om 'n seun te wees. Ek is 'n seun en moet ek God vertrou as ek hom sien met 'n mes in sy hand? Kan ek hom vertrou as hy 'n mes in sy hand het? Want die Vader het altyd hierdie mes in sy regterhand. En dan sê God, ek sal jou met my reddende regterhand sal ek jou verlos. En elke druppel bloed wat hy geslaan is met hierdie kastei, met hierdie sweep, met tentakels van 7 ander swepe wat om sy lyf en dan ruk hulle vleis uit hom uit. Nou moet hy hierdie hout dra. En elke druppel wat voel, elke druppel wat val, is transaksiegeld. Is 'n betaling. Here, ek sien die hout. Ek sien die hout, ek voel die hout. Waar is die lam? Hy is die lam. Hy word die lam. Brigitte. Ja, mense, hierdie goed raak my so, weet dat ek nie, daar sonde nie. Kom Vrydag na ons kruisiging. Ek moet dit vir jou voorberei, dat jy weet, dat jy voel, dat jy sien. Wat is hierdie klein dogtertjie, hierdie kleerlingdogtertjie wat ontvoer is? Jocelyn. Die Here wys my en sy is ontvoer. Dis 'n lelike storie. Maar sy is ontvoer. Mag die Here haar bewaar, maar jy's dalk ontvoer en God sê ek het die transaksie betaal, ek het die geld betaal, ek het die bloed gestort, die kosbare bloed. Ek redeem jou, kom net terug, vat jou papiertjie en gaan terug na die agterkant van hierdie gebou en eis wat jou toekom. En wat die Here van ons eis in hierdie seisoen is trust. Trust my. Jou hele lewe voel of dit uitmekaar uitval. Die laaste 3 weke is mense wat doodgaan wat nie moet doodgaan nie. Is mense wat siek is wat nie moet siek wees nie. Here, almal kyk nou, Here, hoe, is nie my probleem nie, Here. Ek dra net die hout. Ek doen wat ek kan doen. Maar hierdie mes, U is in beheer. Dan moet iemand dit weer hoor, wat Rian sê vanoggend. En vanoggend in my stilte tyd vra ek die Here, what is on your heart? En hy sê vir my, Father God says, trust God. En dit voel vir my regtig, ek weet nie wie het nodig om dit te hoor nie, maar om hom te vertrou. Wat beteken dit om te vertrou? Trust God. En die feit dat die Here vir my en Rian daai woord gee, sê vir my, ons het nodig om dit te hoor vanoggend. Trust God. Maak nie saak waar jy is nie. Trust God. Put your trust in me, not people, not things. En God gee vir my 3 skrifte. Hy sê, trust in the Lord your God and lean not on your own understanding. Jy verstaan nie waardeur jy gaan nie. Jy is nie veronderstel om te verstaan nie, liewe mens. Hy is God. Acknowledge him in all your ways and he will make your path straight. Jesaja sê, in quietness and trust lies your strength. Weet julle wat sê die vers direk daarna? But you were not willing. Gaan kyk, Jesaja 30 vers 15. In quietness and trust lies your strength. But you weren't willing. En dan gee hy vir my die 3de vers vanoggend in my stilte tyd. Die wat hulle vertroue op Jesus Christus sit, sal nie teleurgesteld staan nie. Vertrou jy God? Here,
hierdie is nie 'n ligte boodskap nie. Vertroue bedoel, jy kan val van 'n afdraande af, want jy vertrou, hy gaan jou vang. God roep ons om te vertrou, al verstaan jy nie. Lean not on your own understanding. Kan net bevestig. Miskien kyk jy net vir 'n oomblik, ek weet ons is op bietjie oor die tyd, maar maak dit jou oë toe en dis nou daai tyd wat jy met die Vader en ek alleen saam met hom by die berg op. Ek is nou alleen saam met hom en ek praat met hom en ek roep uit, Vader, 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 en dan sê hy, hier is ek my seun, hier is ek my dogter. Ek wil jou net lei vir hierdie week, want dis ietsie wat jy elke dag kan doen, vir die res van hierdie week. Here, ek sien die hout, maar nie die lam nie. Vra die Here, is daar 'n perspektief wat ek dalk moet sien, wat ek moet sien, as daar nie is nie, vertrou. Vertrou. Maar daar's altyd 'n perspektief. Yes, en daar's 'n baie 360 grade perspektiewe. God is God en ons moet onsself berus en ons moet dit embrace. Maar maak seker jy sy kind, dat wanneer hy die mes, dat jy nie vrees nie, want die skrif sê ook, hy gaan oordeel. Dis die dag van oordeel, dan oordeel hy met die mes in sy regterhand. Maar ons wat gelowiges sê, yes, die Here tugtig my dalk, help my, rig my op die regte pad, ek vertrou hom. Ek gaan binne oomblikke afsluit, dan gaan jy uitstap, is reg. Maar wil jy nie gou so oor jou lippe sê, ek vertrou U? Of leer my om U te vertrou. Here, ek is bang, ek weet nie of ek U kan vertrou nie, is okay, dis 'n great gebed. Here, ek dink ek is so 50% van vertroue, en dan gooi ek oor in my eie understanding. Here, leer my om te trust. Here, leer my om te vertrou. Al sweet ek en as blaas op my voete en ek dra die hout, sê die skrif, vertrou my, vertrou my, vertrou my. Een laaste keer net oor jou lippe, ek vertrou U, Here. Help my om U te vertrou. Mag hierdie wonderlike God met genade, as ons opkyk na hom, dan sien ons liefde en verhouding. Maar dat ons nie sal vergeet van die God van die ander perspektief en sê, hy moes betaal, hy moes 'n transaksie, hy moes opoffer, omdat hy so lief het. En die twee saam maak die prentjie so vol, dat ek kan lewe en dat ek met alle perspektiewe kan saam en sê, alles sal ook vir my ten goeie uitwerk. Dat ek jou nou stuur met daardie God in beheer en die liefde van Jesus Christus wat nie gelos het op die kruis en hy sal jou ook nie los nie. En dat die Heilige Gees jou sal bekragtig, dat wanneer jy uitroep, Vader, Vader, dan sê hy, ek is hier langs jou. Ek is hier by jou. Ons stap saam. Mag het so wees vir jou hierdie week, vir jou kinders, dat jy 'n goeie pa, dat jy die regte ma, dat jy ook sal leer om kind te wees. Dit bid ek jou toe in die naam van